Goeiemôre, jy's ingeskakel hier op Radio 33 op die program Aktuele Sake. Elke woensdagoggend vanaf 11:00 saam met my Marius Bam en natuurlik ook soos ouer gewoonte met Mike Bolhuis, die eerste gedeelte waar ons so 'n bietjie oor misdaad en alle ander relevante onderwerpe gesels. Dis natuurlik ernstige onderwerpe. Nou vanoggend kan hy nou nie by ons aansluit nie, maar iemand daar uit sy kantoor uit, Anthony Boucher. Dis natuurlik sy cybersekuriteits hoof en spesialis. En vanoggend gaan ons bietjie gesels oor sosiale media. Die moets en die moenies, maar in terme van goed wat gepost word, maar ook uit die oogpunte uit van cybersekuriteit, as ek nou mooi in Afrikaans kan sê. Goeiemôre Anthony, baie dankie dat jy jou tyd aan ons afstaan en by ons kan aansluit. Om vir ons te kan inlig oor hierdie onderwerp vanoggend. Goeiemôre Marius en dankie vir die geleentheid. En vir nie, baie mense besef nie, in terme van goed wat 'n ou op social media plaas, of jy deel dit, of wat ook al, of jy deelneem in die kommentare waar dit kom, waar jy nie moet inligting plaas wat mense either 'n individu se privaatheid skend of sy inligting, of so ook maatskappye. Mense besef nie in wat se groot moeilikheid hulle kan kom nie, en ook wat se groot moeilikheid hulle maak vir daardie mense waar hulle sekuriteit dan ook op 'n manier belemmer word. Nee, kyk, in terme van hierdie klas van ding, dit is 'n ernstige probleem, dis iets wat ons gereeld sien. En ek meen die probleem met sosiale media is so goed soos wat dit is en so hulpvaardig soos wat dit kan wees en so baie soos wat dit kan help om waardevolle inligting baie vinnig te versprei reg oor die wêreld. Sit jy met die probleem dat sosiale media profiele het vir mense maar soos 'n tipe van 'n verspreidingsnetwerk geword of op 'n tipe van 'n platform waar mense inligting versprei. En dit is amper nou soos, jy weet, dat elke persoon wat 'n sosiale media profiel het, jy weet, amper 'n tipe van 'n joernalis op sy eie kan wees. En hy het die vermoë om dit te kan doen. Die probleem is dat die mense nie noodwendig soos die joernaliste en die verslaggewers gegaan het en daai nodige wetgewing gaan oplees het en moet voldoen aan 'n etieke kode. Jy weet, volgens die plasing van inligting en die verspreiding van inligting en daai klas van ding nie. So nou sit jy ongelukkig met die geval dat daar 'n klomp mense daar buite is wat inligting plaas sonder om dit te verifieer, wat inligting as feitelik plaas sonder om seker te maak oor die feite of die konteks daarvan ensovoorts. Mense vat 'n ding wat hulle ontvang en versprei hom sommer net. Ons sien baie deesdae dat iemand 'n brokkie inligting oor, soms sê nou maar 'n WhatsApp byvoorbeeld sal ontvang en dan doeteenvoudig net sal aanstuur na hulle WhatsApp groepe toe of 'n skermskoot daarvan sal plaas op hulle Facebook en dit as jy kan hom amper sê as feitelike inligting sal plaas en deel. Probleem is baie keer kan van hierdie inligting dan nou mense se privaat inligting bevat, of dit kan inligting bevat oor sake wat nog huidiglik ondersoek word, en dit kan die sake dan nou belemmer, of dit kan inligting met kopiereg bevat, wat dan nou natuurlik ook 'n probleem het, en daar's so baie slaggate waarvoor 'n ou moet pas op, en die probleem is, sosiale media het half 'n free for all geword, kan jy maar sê, waar mense dink hulle kan maar doeteenvoudig net sê wat hulle wil sê, doen wat hulle wil doen, deel wat hulle wil deel, en dat daar geen nagevolge daarvoor is nie. En dit is ongelukkig nou nie die feit nie. Ek meen, daar is nagevolge en daar is skade wat aangerig word. Ek meen, ons sien situasies waar mense hulle eie lewens neem weens vernedering of boeliegedrag of inligting wat versprei word oor hulle wat partykeer nie noodwendig waar is nie, of wat dalk waar is, maar wat uiters privaat en sensitief is. Ons sien gevalle dat daar besighede is wat letterlik hulle deure moet sluit as gevolg van skade wat aangerig is op sosiale media. En die groot probleem is mense volg nie meer protokol nie, en hulle volg nie, soos ek sê, daai etieke
kode en daai basiese gedrag wat 'n ou behoort te volg, ek meen regdeur, as jy nou kyk met inligting wat jy deel of met gesprekke wat jy het, daar's 'n sekere manier hoe daarna maar verwag word van elke persoon om op te tree. En dit is dat wanneer jy iets oor vertel, dat dit die waarheid sal wees. En wanneer jy iets aanstuur, dat dit bevestig is. En wanneer jy iets oor iemand sê, dat dit teks is, en dat dit nie buite verband geruk is, en emosioneel en oversharing, jy weet, 'n tipe van 'n, jy kan maar amper sê 'n tipe van 'n defamasie plasing is nie. En die probleem wat ons nou het daarmee is daar net soos wat jy mense het wat hierdie goed deel sonder om dit te verifieer en sonder om seker te maak oor die feite, net so het jy mense wat nou aan die ander kant sit wat die goed wat gedeel word lees en dit doodeenvoudig net aanvaar as feitelik en dit aanvaar as dit is geverifieer, dit is die waarheid oor 'n persoon en nou sal jy sit met 'n geval waar, soos ek sê, waar daar skade aangerig word aan 'n besigheid, skade aangerig word aan 'n persoon se naam en reputasie en niemand dink aan die nagevolge nie. En mense dink nou dat hulle sit met, jy weet, dit is my reg om jou op sosiale media te gaan sleg maak as jy my te nagekom het op een of ander manier. En alle vorm van protokol en alle vorm van regstappe en word nou maar by die venster uitgegooi. Want ek meen, jy sal nie met my kan stry nie, Marius. Dit sal baie makliker vir jou wees as ek nou moet, kom gestel nou ek leen nou vandag by jou 'n paar rand en ek het dit nou nie vir jou terugbetaal wanneer ek sê het ek doen nie. En dit sal baie makliker vir jou wees om nou op sosiale media te gaan en te sê, hoor hierdie Anthony Boucher wat vir Mike Bolhuis werk, het my nou soveel skade aangerig, want hy het my grocery geld by my geleen en dit nooit aan my terugbetaal nie. En ek kan nie glo dat Mike Bolhuis se mense nou so sal maak en die en daai nie, en jy kan die hele ding uit verband uit gaan druk, Mike se naam hier en daar in die mix gooi om 'n bietjie aandag te trek, en sodoende rig jy nou vir my skade aan, jy rig vir Mike skade aan. Terwyl die regte protokol en die regte manier sou wees in die eerste plek om my direk te kontak en te sê, luister, jy het nou jou woord hier gebreek aan my en nou weet wat staan ek te doen, wat gaan ons nou verder doen omtrent die saak. Jou volgende stap sal wees om dan nou vir Mike te bel, jy weet mos nou ek werk vir hom, so om hom nou te bel en om te sê, hoor ek van nou nie snaaks of lelik wees nie, maar hier's nou 'n insident wat plaasgevind het, ek wil weet, is daar iets wat jy kan doen om my te assisteer. Die volgende stap sal wees, as jy nie daar reg kom nie, om 'n hof te nader, of 'n prokureur, of daar's stappe wat gevolg moet word, voordat jy doodeenvoudig net op sosiale media spring en sê, hoor, dis nou die storie. Ek meen, dis vir daai rede dat jy nie plasings op media kanale, amptelike media sien, waar Pietertjie nou vir Jannie geld skuld en waar hierdie een nou daai een se maag gevloek het en daai klas van ding nie, want daar's inligting wat doodeenvoudig net nie in die publiek behoort nie. So as jy nou al daai stappe gevolg het in daai scenario en jy het nou alles gedoen wat jy kan en jy het nou op die einde van die dag nog steeds geen genot daai gekry nie, dan kan jy nou wel na 'n vorm van media of sosiale media toe gaan en dan plaas jy die feitelike gebeure soos dit gebeur het, sonder enige emosies, sonder enige oordryf of sonder om enige derde partye se name te betrek by die ding en daai klas van ding, en ook sonder om enige wat jou op 'n manier kan benadeel of wat my op 'n manier benadeel buiten vir die waarheid en die feitelike gebeure soos dit gebeur het. Ons sien meer en meer daaraan nou op platforms ook, soos wat nou maar TikTok byvoorbeeld, dat mense 'n tipe van 'n, ek wil amper sê 'n tipe van 'n hofsaak sommer op TikTok hou. En dan hulle sal nou hierdie tipe van 'n TikTok live sal hulle nou begin en dan roep hulle nou die een wat nou die probleem het met die ander een in en dan kom die ander een nou wat homself moet verdedig en so sit hulle nou en dit is nou 'n uitruiling van inligting en name en hulle deel somme daar mekaar se partykeer ID-nommers, kredietrekords en wie weet wat nog, skermskote van die goed wat hulle wat hulle onwettig trek, onwettig bekom en onwettig deel. So
deur middel van die dinge wat hulle nou doen. Nou is hulle besig om naamskending te pleeg buiten vir 'n verskeidenheid cybercrime wette wat hulle breek. En op die einde van die dag, as daai ding dan nou wel in hof kom en daar is nou wel ordentlike prokureurs betrokke en die dinge word nou ordentlik voorgelê aan die hof, dan sit jy met gevalle en ons het sake waar dit gebeur het, waar jy nou met 'n geval sit waar Piet vir Jan geld geskuld het, die hele ding is uit verband uitgeruk op sosiale media. Jan is nou op 'n manier, het hy nou vir Piet te nagekom en Piet het nou gaan praat daaroor, hy het 'n klomp onwettige inligting gaan deel en op die einde van die dag draai dit dan nou so uit dat die een wat die geld geskuld is, op die einde van die dag vir die een geld skuld aan wie hy die aantuigings en die dinge gemaak het wat hy gesê het, want daar word nou skadevergoeding inberokken en. En baie, soos ek sê, baie besighede lei daaronder, mense verloor hulle werke as gevolg die skade wat aan die besighede gerig word daardeur. En dit is iets wat doeteenvoudig net heeltemal buite beheer is. En ons sien meer en meer dat daar kriminele gedrag op sosiale media plaasvind weens onmin tussen mense. En dat hulle dit nou probeer in die publiek uitsorteer en probeer om op 'n manier, jy kan maar amper sê, die stemme in die kommentaarseksie te wen vir wie is nou reg en wie is nou verkeerd. Die probleem daarmee is, soos ek sê, dat dinge buite word en dat jy baie keer op die einde van die dag sit met 'n situasie waar dit eintlik gegaan het oor geld wat van die een na die ander een geskuld word. Draai dit nou sommer heeltemal uit by ja, maar hierdie een se baas is nou 'n dit en het jy hulle geweet hierdie maatskappy het 10 jaar terug het hulle 'n kliënt op so 'n manier kastig ingedoen en het jy nou geweet van daardie een se ouers wat daai een se broer op 'n dag vermoor het daar en dis verskriklike stories. Jy sal op jou rug val as jy moet weet wat by ons uitkom en wat die mense op die einde van die dag doen. En dat hulle 'n saak so belemmer deur middel van hierdie gedrag, dat teen die tyd wat daai saak by ons kom, kos dit in die eerste plek 10 keer meer om daai saak te ondersoek, want jy moet nou deur al hierdie gemors krap om by die waarheid te kom en om by die eintlike storie te kom. En dit vat soveel meer hulpbronne om dit te doen en dit is soveel moeiliker om daai saak deur die hof te sit, want daar's in die proses is daar soveel wette gebreek en soveel mense en buitepartye, derde partye te nagekom, dat jy doeteenvoudig net nie die saak deur die hof kan kry sonder om jou kliënt of die klaar ook te inkrimineer. Dit was absoluut skrikwekkend. Ek het ook so op TikTok, het ek ook op 'n stadium gehad en ek was nie lank daarop nie, toe ek het delete. Ek wil dit hê nie, want dis absoluut chaos daar, die een na die ander sleg sê en hulle almal dink op een of ander manier dat hulle celebrity status omdat hulle nou 'n paar duisend followers het. En hulle is reg en hulle opinie tel, weer daai selfverrykende houding van weet dis hulle is nou weet God's gift to earth en kom met al hierdie probleemoplossings en daai dinge. En dit is absoluut simpel en weet dis waar as jy sê op die einde van die dag draai dit baie slegter vir hulle uit. Hulle verloor 'n klomp geld. Teen een van hulle kan ook nog kriminele rekords kry ook as gevolg van dit. Ekskuus. En ons het nou so 'n ruk terug, verlede week het ons 'n video gepost van 'n aanranding wat gebeur, jy weet jy nou daai cover op en jy het nou weet nie vir sensitiewe kykers en dis vir my snaaks hoe mense daai houding het van grab 'n pitchfork and torch, hier's 'n ouer, kom ons gaan maak hom dood. Hoe mense aangeneem het, jy weet sonder om nou weet konteks te verstaan of weet te dink, net savvy te hê om te logies te dink. Dis 'n radio Facebook page, dit sê dit Radio 33. Hoe stadig wil jy wees wat mense gedink het daardie persoon is ek of is betrokke by ons of op een of ander manier en ek moes oralste vure doodslaan en jy kan nie glo hoe vinnig dit begin in die kommentaars weet syt begin gaan het op 'n ander groep waar weet mense gesê dit is die radio en weet selfs daai organisasie van ons wat ons weet optree teenoor vroue en kindermishandeling wat hulle dit gepost het en gesê kyk dis die tipe mense wat nou die vrouens en kinders wil beskerm maar kyk hoe gaan hy aan op die video en
Dit was chaos om daai net reg te kon kry op die einde van die dag. En die ding is, ek moes gou genoeg inspring. Ek moes alles los en ek moes fisies op dit fokus. Jy weet, anders het ek seker nou nog moes vure doodslaan en dinge verduidelik en so. En dit is terrible hoe mense nie weet dink en besef. Jy kan iemand se livelihood heeltemal vernietig met 'n klomp leuns waar jy nie 'n feite gekry het nie, weet. Daar's daai term wat sê konkrete bewyse sonder enige redelike twyfel. En dan is daar die roetes waarin jy moet gaan. Social media is definitief nie die plek nie. En dan jou gevoel ook Anthony waar mense in verhoudings is either man en vrou of weet families wat so hulle vuil wasgoed was op social media. Ja, nee, kyk Marius, soos jy sê, dit is heeltemal buite verband en die skade wat aangerig word is partykeer iets wat kan nie eers uitgewerk word en werklik bepaal word nie. Want ons partykeer jare na so iets gebeur het, daarom nog steeds effekte is wat gevoel word weens dit. Dit was op sosiale media. Kyk, ons sien dat daar definitief 'n tipe van 'n dubbellewe situasie is op baie sosiale media kanale. Jy sal sit met jou situasie waar daar inligting oor paartjies, ons sien dit met ons cyberondersoeke, dat daar inligting is wat die paartjies op sosiale media plaas, wat totaal en al 'n wanvoorstelling is van wat hulle lewe eintlik saam is. Dit begin gewoonlik maar deur en plasings is altyd hierdie gelukkige foto's, man en vrou. Hulle is absoluut, jy weet, dit lyk soos hulle nou sal sê op sosiale media couples goals, waarna jy moet streef as 'n paartjie. Dit lyk of hulle hierdie luukse, ryk lewe het. Jy weet, ek kan nou weer eens net verwys na Piet en Mel Viljoen byvoorbeeld, wat hierdie absolute vals beeld uitstraal. Baie mense doen dit deesdae nou al amper as tweede natuur. Hulle besef dit nie eers meer dat hulle dit doen nie. Maar dit is hierdie totale dubbel lewe wat basies geleef word. Van lyn af, ek meen, sit jy met 'n situasie waar jy weet, man en vrou slaan die rook uit mekaar uit. Dit is drank en is gekuier en dit is, ek meen, toesluitsake elke nou en dan en die en daai, maar op Instagram of op Facebook sal jy nou, as jy nou daar gaan kyk, sal jy nou by jouself dink, hoorie maar, waar het dinge nou skeef geloop, want hierdie mense is dan so gelukkig en in elke foto straal hulle en dit is net juwele hier en is karre daar en is vakansies en is die en is daai. Die probleem daarmee is soos ek sê, dis 'n tipe van 'n dubbelstandaard, 'n dubbel lewe wat geleef word. Hulle stel aan hulle self ook dubbelstandaarde, want ek meen, een ding gebeur in jou lewe, maar jy plaas 'n ander ding op sosiale media, so dis konstant hierdie masker en hierdie gesiggie wat jy moet voorhou. En ja, dit gebeur. Nou draai daar dinge skeef en nou begin hulle om hierdie wasgoed te was op sosiale media. Probleem weer eens daarmee is die goed word heeltemal buite verband geruk en dit word heeltemal op so 'n manier gedoen dat dit later, jy weet, onwettig is om, jy weet, dit wat hulle plaas, die dinge wat hulle sê oor mekaar. En soos ek sê, in 90% van die gevalle word daar onskuldige derde partye ingesleep by die ding. En jy sal gevalle sien waar dit begin met 'n vrou wat dalk ongelukkig is met haar man, of die man wat ongelukkig is met die vrou. Nou word daar iets gesê op sosiale media wat lyk, as jy dit lees, soos 'n tipe hulpkreet, maar dis ook nie werklik nie, want as jy nou regtig gaan en jy gaan doen ondersoek, dan sal jy sien in baie van die gevalle het die vrou nooit 'n saak gaan registreer toe die ding plaasgevind het nie. Sy het nooit die prokureurs aangestel nie en sy het direk na sosiale media toe gehardloop en haar storie daar gaan plaas. Nou die probleem met dit is nou stel sy haarself bloot aan twee tipe gehore. Die een gehoor gaan aandag aan haar gee en hulle gaan simpatiseer met haar en hulle gaan haar half aanhits in die ding wat sy doen. Met ander woorde, sy gaan in 'n posisie wees waar sy gaan voel, hoorie, maar nou moet ek meer inligting deel, nou moet ek meer plaas, want die mense wil dit sien, en ek kry daai vorm van bejammering, so, jy weet, kom ek gaan voort met dit. Die ander tipe gehoor wat sy gaan kry, is die gehoor wat haar gaan aanval, en hulle gaan haar kritiseer, en in haar karakter inklim, en. Nou, dis baie waar jy dan nou sit met die geval waar,
gestel nou 'n vrou gaan en sy plaas iets op sosiale media en nou kry jy daai een persoon wat kommentaar lewer wat niks regtig te sê het oor die situasie nie en ook nie regtig omgee oor die situasie nie, maar nou het hy toevallig opgemerk dat die kind wat sy vashou in haar profielfoto het een of ander gestremdheid of 'n ding. En nou gaan hy en hy vat die foto en hy gaan screenshot hom en hy gooi hom in die kommentaar en hy maak een of ander vermakerige simpel aanmerking oor die kind se voorkoms en nou is daar ander mense wat inspring want hy het dit nou klaar gedoen en as jy jou oë uitvee word die kind uitmekaar uitgetrek op sosiale media en die vrou het geen idee hoe om die ding te keer en dis nou 'n situasie waar sy ons nou sal bel en sal sê hoor wie kan julle help hier? As jy nou teruggaan en jy gaan kyk met jou ondersoek en sien hoe maar sy is die een wat die kind blootgestel het in die eerste plek. Jy weet, so hierdie klas van ding kan baie vinnig uit verband uitgeruk word. Iets waarvan mense hou is om 'n persoon se werkgewer of besigheid by 'n ding in te sleep. Jy weet, en nou sal hulle byvoorbeeld sê, hoorie maar, as jy besigheid so opinie in die kommentaarseksie het oor iets, dan moet hierdie besigheid met ander woorde nou geboikot word, want ek meen, kyk nou tree Jan op. En nou word die besigheid geboikot en ons hierdie vreeslike sosiale media veldtog amper teen hierdie besigheid en die besigheid het net mooi niks daarmee te doen gehad. Dit was 'n persoon wat in 'n oomblik van simpel wees iets gaan sê het wat hy nie veronderstel is om te sê nie. En 90% van die tyd wat hy eintlik geen besigheid eers gehad het om by kommentaar te lewer. Want dis tog ook iets wat ons sien op sosiale media en dit is dat mense oorgretig is om 'n opinie te lewer. Jy weet, ek kan partykeer net my kop skud as ek na die kommentaarseksie gaan kyk van iets en mense gaan so ver dat as hulle nou werklik niks het om te sê nie, dat hulle wragtig gaan skryf, nou kom het, of ek sê liewers niks. Hoekom het jy dan nie net heeltemal niks gedoen in die eerste plek nie, in plaas van om dit te sê? Dis half 'n ironiese ding om te gaan stel, maar dit wys vir jou dat hulle so graag net hulle naam in daai kommentaarseksie tog wil net daar wees, al sê hy dan nou niks van waarde nie, dit moet net daar wees. En dit is ongelukkige ding wat ons sien meer en meer, dat mense as gevolg van 'n vorm van aandag soek, honger, dat hulle dinge doen en dinge kwytraak en dinge sal plaas, wat doeteenvoudig partykeer net heeltemal buite konteks is, heeltemal verkeerd, glad nie op gereageer behoort te word nie, maar dat hulle dit in elk geval doen, want hulle soek net daai vorm van 'n reaksie. Daar's mense wat letterlik sit met hulle vinger op die refresh button, soos hulle sê, en konstant refresh as hulle iets geplaas het, om net te kyk, is daar 'n share, is daar 'n like, is daar 'n kommentaar, is daar iemand wat iets gesê het daaroor, want dit is hoekom hy dit gedoen het, dit was om 'n reaksie uit te lok, dit was nie omdat dit waarde toevoeg aan die samelewing, of omdat dit een of ander vorm van 'n raad is aan iemand daar buite wat sukkel, of dat dit iets is wat kan bydra tot mense se lewens. Dit is absoluut terrible laas nie, is 'n ander manier om dit te beskryf nie. Dink jy in die toekoms sal daar nuwe wetgewing en so ook wysiging op reeds bestaande wetgewing wees rondom internetgebruik en social media gebruik, veral as dit kom by die kinders? Dink jy daar sal dieselfde hier gebeur soos in Australië, wat hulle sê, luister, kinders van 'n sekere ouderdom af kan nie deel wees van social media? Ja, nee, kyk, wetgewing is definitief besig om op te skerp wat dit aanbetref en ek glo ons sal dit hier ook sien. Die probleem wat ons egter het is nie noodwendig die wetgewing nie, want daar is baie mense beskerm teen hierdie vorm van gedrag. Daar's selfs wetgewing wat besighede beskerm teen hierdie vorm van aanlyn teistering en gedrag. Die probleem is die uitvoering daarvan. En ongelukkig sien ons dat dit 'n tweespalk situasie is. Eerstens sit jy met die geval dat wanneer jy aangeval word op sosiale media en wanneer jou besigheid byvoorbeeld aangeval word op 'n manier dat dit 'n saak is vir die howe en dat jy werklik 'n goeie saak sou gehad het om mee te begin. Dan sit jy nou eerstens by die probleem dat die persoon wat aangeval word, die slagoffer,
in 90% van die gevalle slaan hulle terug op sosiale media. Met ander woorde, nou probeer hy homself op sosiale media verdedig. Hy klim in die kommentaarseksies in, partykeer raak hy self betrokke by onwettighede. Dit het begin om sy kant te stel, maar omdat hy nou nie, soos ons projekte byvoorbeeld, eenmalige, professionele, mooi ordentlik uiteengesette stelling maak en dit daar plaas nie. Dit is al hierdie vreeslike kommentare, hy klim ook maar in die ander persoon se karakter in, hy plaas ook maar onwettige inligting oor die persoon, alles ter verdediging van sy saak of om die persoon se karakter nou te probeer aanval, sodat hy nou sal beter voel oor die aanval wat teen hom in die gang is. Die probleem is nou word en die wetgewing moet nou sy gang gaan en die hele proses moet nou gedoen word, en dan sit jy met die probleem dat nou is daai saak wat in die eerste plek sterk sou wees, glad nie meer so sterk nie, of nou kan jy die persoon aankla, maar jy moet nou die persoon wat aanvanklik getuister is, moet jy nou ook aankla, want hy het self 'n klomp wette gaan breek en hy het self sy eie saak basies, kan jy nou maar sê, met 'n plank geslaan. So, dit is die eerste deel. Die tweede deel is sou 'n persoon nou reg optree en hy probeer nou om die wettige proses te volg om homself te verdedig teen so 'n tipe aanlyn aanval. Sit jy nou met die situasie waar hy weet nie wie om te nader nie. Weet hy wie om te nader, dan sit hy met die probleem van dit kos geld om hierdie soort van aksies deur te voer en om seker te maak dat jy jouself verdedig in die hof en dat jy die saak deur die hof vat en. En dan sit jy nou nog met die bykomende probleme, soos korrupsie binne die regstelsel en sake wat doeteenvoudig net partykeer te lank vat om opgelos te word. Dat in die tyd wat hy op daai punt kom, dat hy nou moet sê, right, dit lyk of dinge nou uiteindelik in 'n rigting gaan, dan sit jy met die probleem soos wat ons nou al baie gehoor het by klaars, en dit is dat, weet jy wat, op die stadium voel ek skryf dit af as skoolgeld, dis nou maar verby, dis oor en, jy weet, ek wil nou net vergeet van die ding. Dan is soos hulle sê, the iron's not hot anymore, jy weet, hy wil nie meer strike nie, hy's op daai punt waar hy sê, weet jy wat, dis nou verby, ek gaan dit net al los, ek vat dit nou maar as 'n ding in die verlede, ek het geleer daaruit, dis oor en verby. So, dit is 'n tweespalk probleem. Iets wat ons regtig sal moet sien is dat daar beter uitvoering is rondom klagtes wat gemaak word met hierdie soort van goed, dat jou slagoffers hulle self nie moet skuldig maak aan dieselfde gedrag as die aanvaller nie, en dat wanneer hulle wel die sake deurvoer en die goed doen, dat hulle die regte bewyse bymekaar maak, dat hulle dit op die regte manier doen, die regte mense nader, en seker maak dat hulle samewerking ten volle gee en dat hulle verstaan dat dit is 'n proses, dit is iets wat gedoen moet word en jy moet jouself as die klaar beskikbaar stel om te getuig as dit nodig is, om 'n verklaring te gee waar dit nodig is en om jouself beskikbaar te stel wanneer dit nodig is om wel in die hof te verskyn. Ek dink die mense besef altyd wat jy jouself inlaat met so oor en weer gestry en bekleierery en dan weet as die waarheid op die einde van die dag kom en dit gebeur partykeer jare later, jy weet, dan is mense nou jammer, maar dan is skade gemaak en dis my altyd so, dis soos wat in die koerante is, daar sal 'n groot berig gewees oor iemand en as hulle verkeerde feite gesit het, dan is daar 'n klein jammer sê iewerste, jy weet, dis vir my die hartseer deel van dit en so werk dit maar in die samelewing ook, waar mense weet anders seer maak en beklei en jy weet ander mense betrokke kry, dan weet vir hulle op die einde van die dag so laat skade ly, dat, jy weet, as die jammer kom, is dit so klein, en meeste van die tyd kan ou agterkom, jy weet, die jammer is net daar, omdat die waarheid nou uit is, niks anders as dit nie. Nietemin, Anthony, ek sê baie dankie dat jy vir ons jou tyd gegee het, om met ons te kon gesels het vanoggend. Ek glo en hoop en vertrou weer, daar's mense daar buite wat nou regtig aandagtig geluister het, ander wat dit self doen, of weet iemand ken wat so geitjie is op social media, dat hulle weet al die gevare hiervan sal besef, en weet nie daarbey betrokke sal raak nie. Nee, dankie Marius, dankie vir die geleentheid, mag God julle almal ryklik seën. Baie dankie, Anthony, mooi loop, ons gesels weer. Groete. Mooi bly.